fantasties. Nou, julle het 'n bietjie geraak aan wat julle alles doen, dat julle uitgaan in julle neemprogram op, maar as ons bietjie in diepte kan kyk na wat se dienste Blomstiefel alles lewer vir die gemeenskap, want dit is so oulik, want ek wil nie sê oulik nie, oulik is so woord, ek wil eintlik sê dit is so fantasties, want ons by Radio Kragbron, ons is 'n radiostasie vir die gemeenskap, deur die gemeenskap, en hierdie is amper vir my dieselfde, dit is 'n televisiestasie vir die gemeenskap, deur die gemeenskap. Ja, dis korrek, ja. Dis fantasties. So watter dienste lewer julle vir die gemeenskap? Wel goed, ons het 'n klomp dienste behalwe die televisiestasie. Dit doen ons ook omdat ons 'n volproduksiemaatskappy is, doen ons trou DVD's. Ons doen golf daar. Spesiale funksies. Ons wil graag hê die mense moet ons kontak met seker tipe van goed. Maar ons het daai fasiliteit ook, so ons kan DVD's maak vir die mense. Ons kan CD recordings doen, ons kan backtracks vir hulle bou. Ons het 'n ten volle sound stereo. Ons het nou Wouter van 'n Venter klim van volgende maand af aan boord om die finale vermenging te doen. So dit is baie opgewonde. Ons doen grafiese ontwerpwerk. Ons doen soos hulle in Engels sal sê event planning. Ons kan mense help met funksies, groot, klein, dit maak nie saak nie. Mense dink altyd dit is so moeilik om 'n ding met mekaar te kom sit. Dit is nie so moeilik, jy weet. Mense moet kyk na budgets en seker goed. So dit is ons kan kyk aan ons doen nou programme wat ons ook televisie toestuur. Ons doen volledige produksies, websites, ons doen musikante. Ons kan behalwe ons funksies kan reël, ons musikante kry. Ons werk met 'n maatskappy met die naam van Blue Division wat kunstenaars boek. So ja, daar's 'n groot spektrum van goedjies. So is nie net televisie nie, jy weet. Daar's baie goedes wat ons vir die gemeenskaps kan doen televisie gewys, maar ja, oor die algemeen baie goedjies. Ja, wat ons kom besoek. Fantastiese mense daarso by die huis. You name it, hulle kan dit doen. Basies, wil jy amper vir my sê? In die nuwe tegnologie. In die nuwe tegnologie. Wat gebeur in die veranderinge in die tipe ding? Ons kan ook net vir jou huis bou nie, maar ons kan ook iemand vir jou kry, maar huis vir jou bou en los dit op. Dan maak dit 'n gemeenskapsprojek. Maar ek dink baie mense word dalk nog bietjie, wil ek sê, geïntimideer teen die nuwe tegnologie. Absoluut. Hulle verstaan dit nie regtig nie. As ons mense nou daar by die huis is en sê, weet, ek hoor nou wat julle vir my sê en julle doen al hierdie goeders, maar hoe maklik is dit vir my om daar toe toegang te kry? Ja. Wat ons gaan dis die reeks wat ons gaan doen. Ons gaan in verskillende programme soos volgende week se program gaan ons 'n bietjie aan die geskiedenis van die internet raak en waar die internet vandaan gekom het. En van die programme gaan ons behandel jou besigheid, jou internet, jou webwerf, hoekom is dit belangrik? Hoe werk die tegnologie van daar af? En is dit regtig so moeilik soos wat dit soos dit lyk? So ons gaan dit bespreek in programmetjies en ons gaan vir die mense help en mense kan inbel en sê maar ek sukkel met dit. Ek kry nie my webwerf om te werk of ek het by hierdie ou dit gedoen en die ding werk nie, jy weet. En so daar's baie probleme, daar's baie vrae rondom tegnologie, maar dis juist die program dat ons die luisteraars stap vir stap kan deurvat en hulle moet programvoorstelle maak, jy weet. Baie mense sukkel met hulle e-mails, jy weet, hulle wil weet wat kyk die wêreld vir my, jy weet. Hulle sien wat ek doen. En is my goeders is oop vir almal, want ek weet ek het nou nog my ma baie liefde vir haar, maar sy is nog bang vir die internet, vir die bankdienste, want sê dit is dit regtig vir my veilig om my details daar uit te sit vir die wêreld. En mense word, ek dink, heeltemal daardeur geïntimideer. So ons gaan dit nou met hierdie program van hulle maak, weet jy, moenie geïntimideer word nie. Dit is regtig nie so afskrikwekkend soos wat dit voorkom nie. En dan die volgende week se program sal ons 10-1 die mense bietjie inkry van Newtel as dit moontlik is, maar dan gaan ons bietjie gesels oor die kabel wat hulle lê van van Europa af en hoe dit ons moet verander. En daar's baie idees. Mense moet ook op ons dalk vir ons 'n e-mail stuur of die stasie kontak as hulle enige idees het, ons kan dit inwerk soos die tyd verloop. Fantasties. Ja, onthou ons luisteraars wat wil e-pos stuur na Radio Kragbron toe, stuur vir ons sommer na ateljee@radiokragbron.co.za. Dis ateljee@radiokragbron.co.za. As jy enige vrae het, enige onderwerp het wat met tegnologie betrekking het, wat jy meer oor wil weet, moenie skaam wees nie. Ja, nou as jy hier wil kom sit. As jy as ons kennis daar buitekant wat weet. Kom gesels, kom deel daai kennis met ons luisteraars daar by die huis, en as mense julle direk wil kontak, waarheen moet hulle gaan? Sê net weer vir ons daardie e-posadres of daardie webwerf. Dis www.bronx.tv.
En ja, daar is ook sy ons kontakbesonderhede skryf, maar as mense daar wil info@bronx.tv, dis maklik om te gebruik. En Radio Kragbron kan hulle ook deur ons. Ja. Hulle kan ook by ons opgaan en onmiddellik by julle inhoek op julle papier. Ja, so gaan Bronx TV toe asseblief en dan kan ons direk daar op Radio Kragbron, jy sal sien hy's daar regs bo aan die regterkant, klik daarop en dan is die webwerf daar en jy kan daar live luister ensovoorts. Wonderlik, fantasties, maar julle, ek moet sê baie dankie. Baie Dankie. dankie. Dit was vir my nou 'n baie lekker eerste program gewees en ek kan nie wag vir volgende week nie. Baie dankie. Wonderlik. Sien volgende week. Van onderaf, ons het ons onderste ateljees, want dis belangrik, omdat daar moet toegang wees vir gestremdes in gemeenskapsradiostasies, het ons kantore boontoe gemaak en ons het 'n stel trappe, want my baas glo daaraan dat ons moet maar wees, dis hoekom ek so slim naai is. Ons het, soos ons afgaan met die gang, toekennings wat ons gekry het van verskillende instansies, die bloedbank, ons kry van Kansa, ons kry mense wat by ons betrokke is. En vir wie ons help met media blootstelling, wat vir hulle verskriklik baie beteken. En een van ons grootste projekte is die reddingsprojek, waaroor ek julle graag later sal wil vertel. Maar dis elke Paasnaweek, so hou jou oë oop, veral op Bronx TV, want daar gaan jy sien wat gebeur. Ons gaan na die kantoor. En soos julle kan sien is ons in die skeduleringskantoor, dis waar al ons advertensies, skedulering, programskedulering, alles vind plaas. Renay Jansen van Rensburg, sê hallo Renay. Sy is nie meer Jansen van Rensburg nie, sy is nou Petersen, onlangs getroud. En 'n babietjie waarvoor ons almal baie lief is, die klein Radio Kragbron babietjie. Skeduleringskantoor nou baie stil en netjies, omdat ons wel gaan eet vir my afskeid. Ek kan nie huil nie, maar uit my hart uit vir die mense wat die moeite gedoen het om na my te luister, ten spyte van al my foute, en vir die mense wat vir die afgelope jare betrokke is by Radio Kragbron en nog steeds getroue luisteraars is. Van my kant af, Esther Adler, dit was 'n voorreg om in jou geselskap te wees, en dankie dat jy my toegelaat het. Tot ziens.